as. Glo dat die Here nog reed. Kom ons neem prys. Hy as, wie hy as. Hy is Alpha, hy is Omega, hy is die begin, hy is die einde. Seer goede. Ek wil met sy kapasiteit goed ons apostel Hegel ontmoet. Sy eggenoot, sy moeder. Alle kante van die Here het moeder apostel Harmse. Apostel Duitjes is so klein, reunion. Ek sê, die ou man is vandag saam. Ek wil kortliks praat oor wat die Here jou lot verander. Vandag precies 2 maanden terug word ek geopereer en loop met een blindere wat pas vir 3 dae binne in my maag. En ek is binnen tydgebok met prank van 'n man. En ek kan nie verstaan die wond wil nie gesond word nie. Dis infeksie op infeksie. Maar terwyl ek met die Here praat, ek sê wat jy hou my Rafa. Bring die Here my Lukas 8:46. Die Bybel sê, Jesus sê, iemand het my aangeraak. Ek het opgemerk dat die kracht uit my uitgegaan. Iemand se dood het my aandag getrek. En mama se huil het my aandag getrek. Kortliks, vrou, wat se 12 jaar in bloedvloeiing ly. Die skrifsies het alle besittings uitgegee. En dokters en geneesheere, maar sy kon nie gesond word nie. Maar sy het eerder erger geword. En op 'n dag soos vandag, die 16de Maart, kom Jesus die stad binne. Hy stap deur die strate met almal as nuuskierig om Jesus te sien. En niemand wil haar 'n kans gee om by hom uit te kom nie, want wie haar toestand kan sy nie op haar voete staan nie, want sy het swak geword. Maar wie het weet nie, hoe swak is jy van dinge wat nie wil regkom nie. Die skrif sê terwyl sy na die skare preek, gebeur wat in vandag se lewe gebeur. Een probeer haar stop. Een stoot haar weg van almal wil met Jesus uitkom. Die Bybel sê terwyl sy so opvat, gaan stop die Messias. Hy sê iemand het my aangeraak en dit sê, wat sy meester? Kyk hoe staan die mense allemaal raak aan jou. Ja, ek het wel 'n stukkie van jou, hè. Maar die Here sê, dat is nie 'n gewone vat nie. Dat is 'n vat van iemand wat gewoon naaste is. Dat is 'n vat van iemand wat nie weet wat doen nie. En die Here kom staan en wonder is Christus stil. Om iemand te sê, ek het die heil gehoor. Maar ek het jou trane gesien. Al wat die Here vandag verwag. Hierdie vrou moes uitkom en sê, dis ek. Sou sy nie uitkom en sal Jesus die voorsien. Die staan daar en vraag, Here, praat ons met my. Die staan daar en vraag, Here, kan jy dit vir my doen wat jy vir hulle gedoen het? Die seboring van die stad, kyk wat het die Here vir hom gedoen. Kool rond. Prys die naam van die Here. Ek wil vandag iemand sê, dat as er iemand is wat in staat is om jou leven te kan verander. Ek mag het sy. Baie van dat ek mag het sy. Loop met een oopmaak, maar nie op die. Maar ek sê van die Here, as het my sy moet kos, om iemand anders te wees dat die Here kan. Want het gaan nie ons met ons sien. Want het gaan ons met ons, wat ons gestuur. Kom die Here so prijs die baan. Kan ons die Here nog so prijs gee? Kan ons die Here nog so prijs gee? Sê vir iemand hoe jy was hier. Sê vir iemand as dat nie. Ek was hier omdat die Here hier was. Sê vir iemand ek was hier om een siel na die hand van die Here te ontvang. Ek was hier omdat die Here vir my gesterf het. En weer in die graf het opgestaan. Ek was hier van my weerbaar en groot worden. Hier naar Ramasaka. Ek gaan gauw praat, ek gaan vinnig praat en ek gaan reguit praat. Groet aan die prachtige naam van ons verlosser Jesus Christus en zaligmaker. Nou hier staan mense vanmiddag wat die Here, dit was die moeite werd, maar hy is die Heer die omstandighede verander. Hy is die Heer die probleem verander.
7 seuns. Voor die koning moet die belydenis van hulle geloof. Nou ek is van die platteland, ek is gebore in Parel, maar ek het plattelands groot geraak. Daar sal nie hoor my aksent is so 'n bietjie plattelands. En die Bybel sê, die koning stel 'n wet op. As julle nie my aanpak nie, sal ek julle doodmaak. En die vrou staan daar, vol van die Heilige Gees en krag van God. Halleluja! Die Bybel sê, ontmoeting met die Here en jou hele lewe as nooit weer dieselfde nie. En die koning vraag 'n vraag aan die vrou en haar 7 seuns. En wanneer jy moet my baie mooi luister, om die Here te dien is om prys te gee, en ook om 'n prys te betaal. En die Bybel sê, en die vrou, die koning vra die vrou, sal jy die Here dien, of sal jy my aanbid? En die vrou sê, maar ek sal die Here dien. Die koning vat die vrou sy jongste kind, en hulle skeer sy kopvel van sy kop af. En die koning vra van die vrou, sal jy nog die Here dien? Sy sê, maar ek sal nog steeds die Here dien. Ja. Hulle maak aan die vrou se kinders tot die uiterste toe. En terwyl hulle haar kinders martel, vra die koning vir hierdie vrou, sal jy nog steeds die Here dien? En die vrou sê, maar ek sal nog steeds die Here dien. As dit nie erg genoeg was nie, hulle voor hy sê na vrou, hulle sny haar tong uit haar mond uit, sy kon nie meer praat nie, en die koning vra van die vrou, sal jy die Here dien? Sy kan nie praat nie, sy skud haar kop, ek sal die Here dien. Hulle van die vrou, hulle sit er aan 'n verkragposisie, en al die koningse bemannings verkrag die vrou tot die uiterste toe. En die koning vra die vrou, terwyl sy daar lê, vrou, sal jy nog steeds die Here dien? En sy skud haar kop, terwyl sy verkrag word van die bemannings van die koning, sê sy, ek sal nog steeds die Here dien. Ek sal nog steeds die Here dien. Halleluja, prys die Here. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alle dinge sal vir ons bygevoeg word in die Here